Dankie, Germa, vir die verwelkoming. Broers en susters, 'n groot voorreg om vanmiddag hier by u te wees. Soos my kollegas al reeds gesê het, ek wil dadelik wegspring. My lesing is effens lank. En ek wil by voorbaat, is altyd goed om sulke vrywaringsklausules in te bou, verskoning maak vir die vervelige inleiding, want dit is effens vervelig, maar ek dink is belangrik. Daarom gaan ek dit tog doen. In ons tyd vorm die sosiale en die maatskaplike geskiedenis die dominante interpretasieraamwerk vir die geskiedenis van die reformatie. En daarmee bedoel ek dat volgens baie historici vandag dit in die eerste plek sosiale invloede en maatskaplike veranderings was wat aanleiding gegee het en vorm gegee het aan die reformatie en nie in die eerste plek teologiese beginsels en oortuigings nie. Vir hierdie historici is teologie slegs een faktor tussen baie en daarbey ook nog nie die belangrikste faktor nie, wat aanleiding gegee het tot die reformatie. Volgens 'n invloedryke teoloog in hierdie kring moet die reformatie gesien word as 'n aanpassing van die Christendom aan die sosiale evolusie van Europa. Eenvoudig gestel met die gevaar van oorvereenvoudiging. Die reformatie was in die eerste plek 'n sosiale omwenteling en nie in die eerste plek 'n teologiese gebeurtenis nie. Nou hierdie gedagtegang het sy wortels in die marxistiese geskiedskrywing, wat teologie slegs beskou het as 'n godsdienstige dekmantel vir die fundamentele, materiële en ekonomiese oorsake van die reformatie. Vir die marxiste lê die oorsaak en die uiteindelike waarde van die reformatie in die klassestryd. Die klassestryd tussen die kleinboere en die arbeiders aan die een kant en die groot grondeienaars aan die ander kant. En dit bied vir die marxiste natuurlik 'n prototipe vir die Russiese Oktoberrevolusie van 1917. Vir marxiste is Luther daarom ook nie die held van die reformatie nie. Want is Luther wat 'n rol gespeel het om uiteindelik die revolusionêre denke van die kleinboere te ondermyn. Die groot held vir die marxiste is uiteindelik die radikale hervormer Thomas Müntzer. As ons net na die ja, is reg, dankie. Net baie vinnig, dit is 'n bord wat in die voormalige DDR, die Duitse Demokratiese Republiek, opgesit is in die stad, ek wil nou met jou help, Alstedt, is dit die regte Alstedt. Aan die bokant sien jy uitspraak uit die grondwet van die DDR, alle politieke mag in die Duitse Demokratiese Republiek word uitgeoefen deur die werkers, en ondervind jy 'n aanhaling uit 'n preek van Thomas Müntzer, die mag sal gegee word aan die gewone volk. Thomas Müntzer was die held van die reformatie vir die marxiste. Nou, ons hoef nie te ontken dat sosiale aspekte 'n baie groot rol gespeel het in die reformatie. En dit is belangrik dat ons die reformatie sal verstaan teen die agtergrond van hierdie sosiale aspekte. Die feudale sisteem van die middeleeue waar groot grondeienaars in besit was van feitelik alle land en kleinboere vir 'n groot deel so slawe vir hulle gewerk het. Daardie feudale sisteem was stadig maar seker besig om uitmekaar te val. 'n Nuwe geldekonomie het geleidelik die feudale sisteem begin vervang. Kleinboere het hulle lot nie meer gelate aanvaar nie. Reg deur die 15de eeu was daar boereopstande wat uiteindelik uitgeloop het op die groot boereopstand van 1524 tot 1526. Dus dit is waar, op sosiale terrein was dinge besig om grondig te verander. Geen rede om dit te ontken nie. Maar, is my vraag, maak dit van die reformatie 'n sosiale revolusie? Waaruit vervolgens teologiese beginsels gevloei het? Of is dit dalk net moontlik dat die rigting andersom was? Dus dat nuwe teologiese oortuigings, die herontdekking van die evangelie uit genade alleen, dat dit die rede was vir sekere sosiale veranderings in die 16de eeu. Vir historici wat die
sosiale geskiedenis die dominerende interpretasieraamwerk maak vir die verstaan van die reformatie, is dit baie moeilik om te aanvaar dat dit in baie gevalle teologiese oortuigings was, wat as katalysators gedien het vir sosiale verandering. En tog is dit die geval. Een van die sosiale veranderinge wat 'n duidelike teologiese grondslag het, is die hervorming en herstrukturering van die sosiale welsyn, die versorging van die armes, waarin Martin Luther 'n deurslaggewende rol gespeel het. Vir Luther was teologiese oortuigings die dryfveer vir die hervorming van die arme versorging. En ek hoop om dit vandag aan te toon, onder andere vanuit sy 95 stellings. Nou om hierdie effens teoretiese inleiding relevant te maak en om u wakker te hou so teen die einde van ons konferensie, wil ek 'n verbinding maak met die diakonale versorging vandag. Ek het gesê dat vir Luther teologiese oortuigings die dryfveer was vir die hervorming van die arme versorging. Met dit in gedagte wil ek die effens gewaagde stelling maak. Gereformeerde kerke in Suid-Afrika het in afwyking van Luther oog verloor vir die teologiese oortuigings en Bybelse beginsels wat ons diakonale werk onderlê. En ek dink dit hang gedeeltelik saam met 'n skeef gegroeide visie wat ons het op die diakenamp. Nou ek laat hierdie stelling vir 'n oomblik hier in die lug hang, en terwyl ons, soos wat ons deur die materiaal werk, kan nie dalk self begin beoordeel of hierdie stelling geregverdig is of nie. Ons moet eers by die begin begin. Vanaf die tyd van die vroeë kerk alreeds is armoede beskou as die voorkeursposisie vir die Christelike lewe. Vir die vroeë kerk was nie armoede 'n probleem nie, maar rykdom. Die vroeë Christene het dit duidelik afgelees, onder andere uit die woorde van Jesus in Matteus 19. Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. En hierdie voorkeur vir armoede word bevestig deur die uitsprake van verskeie vroeë kerkvaders en teoloë. So stel Clemens van Alexandrië die retoriese en gelaaide vraag: hoe kan die ryk man gered word? En ons sal net hierna sien watter antwoord die middeleeuse kerk op hierdie vraag gegee het. Verder is daar die radikale stelling van Tertullianus: God regverdig altyd die arme en verdoem die ryke. En tenslotte nog 'n aanhaling van die mees invloedryke teoloog van die geskiedenis van die Westerse kerk, Augustinus. Hy het gesê, dit is al genoeg as rykdom nie die eienaars daarvan vernietig nie. Dit is al genoeg as rykdom hulle nie skaad nie, maar om hulle te help, dit kan rykdom nie doen nie. Hierdie enkele aanhalings verwoord die basishouding soos wat ons dit vind in die vroeë kerk. Nou met die opkoms van die geldekonomie, vroeë vorm van kapitalisme, sê maar rond die 11de, 12de eeu, het materiële armoede al hoe meer die belangrikste deug geword. Die belangrikste Christelike deug, terwyl gierigheid het die belangrikste ondeug geword. En hierdie beklemtoning van materiële armoede het 'n besondere toepassing gekry in die sogenaamde bedelordes. Die bedelordes kom hier vanaf die 13de eeu kom hulle op. En lede van so 'n bedelorde moes 'n eed van armoede aflê. Hulle het sonder enige besittings rondgereis, gepreek en intussen gebedel om in hulle daaglikse behoeftes te voorsien. Hierdie vrywillige armoede is die apostoliese armoede genoem, in navolging van die opdrag van Jesus aan die disippels om nie goud of silwer saam met hulle te neem nie, Matteus 10. En hierdie apostoliese armoede was volgens die bedelordes die weg na Christelike volmaaktheid. Dink aan Jesus se woorde aan die ryk jong man: as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee dit vir die armes. En sodoende het daar 'n groep in die middeleeuse kerk ontstaan wat gemeen het om deur totale armoede die Christelike volmaaktheid te kan bereik. Nou moet ons verstaan, hierdie beklemtoning van armoede en die daarmee gepaard gaande strewe na volmaaktheid het natuurlik vrae en geestelike spanning opgeroep by mense wat nie daardie weg van armoede gekies het.
Veral by die stedelike handelaarsklas wat in daardie tyd opgekom het. Hoe moes hulle die nuwe sosiale realiteit van 'n groeiende geldekonomie, hoe moes hulle dit versoen met hierdie teologiese en kerklike voorkeur vir materiële armoede? Dus, by diegene wat nie die eed van armoede wou of kon aflê nie, veral die rykes en die handelaars, het dit spanning opgewek oor hulle saligheid. As armoede die weg is na volmaaktheid, wat sou dan van hulle word? En die spanning is nog vererger deur 'n uitspraak wat ons in die kanonieke en die kerklike reg van daardie tyd vind, naamlik dat 'n handelaar selde of nooit in staat is om God te behaag nie. Eenvoudig gestel in die woorde van Clemens wat ons al reeds aangehaal het, hoe kan die ryk man gered word? Nou, om aan hierdie soort vrae en spanninge tegemoet te kom, het die bedelordes 'n teologie van armoede ontwerp, waar volgens mense wat nie die eed van armoede kon of wou aflê nie, tog die nodige instrumente gekry het om vir hulle eie saligheid te kan werk. En die kernwoord in hierdie teologie van armoede was liefdadigheid. As jy dan nie self 'n eed van armoede kon of wou aflê nie, dan kon jy nog wel vir jou eie saligheid werk deur liefdadigheid te bewys aan die wat wel arm is. Vrywillig of nie. Onthou, sommige mense is nie vrywillig arm nie, maar dan was daar ook die bedelordes wat vrywillige armoede gekies het. En Bybelse en apokriewe tekste is gebruik om te bewys dat liefdadigheid en almoese 'n investering in die hemel en 'n kuur vir die sonde is. Een voorbeeld is die apokriewe boek Jesus Sirach, hoofstuk 3 vers 30. Water blus 'n brandende vuur, liefdadigheid versoen alle sondes. Dus hoewel rykdom 'n gevaar vir die saligheid inhou, kan hierdie gevaar vir alle praktiese doeleindes oorkom word deur liefdadigheid, deur almoese vir die armes te gee. So doen die rykes versoening vir hulle sondes, en in ruil daarvoor ontvang hulle die voorbidding van die armes. Dus aan die een kant was die armes in diens van die rykes, hulle is deur God gemaak om vir die rykes voorbidding te doen, maar aan die ander kant was die rykes verplig om die armes te dien met hulle rykdom. En so het die armes, en belangriker nog so, het armoede sekere status gekry in die goddelike orde vir hierdie wêreld. En dus ons ook kan verstaan hoekom bedel en bedelaars 'n erkende lewenswyse geword het in die middeleeue. 'n Lewenswyse wat deur die bedelordes, mense wat vrywillig gekies het vir armoede, net verder bevestig en versterk is. En op hierdie manier is 'n sisteem geskep en gelegitimeer waarin ryk en arm in 'n soort simbiotiese verhouding met mekaar geleef het. Die een was afhanklik van die ander. Miskien kan ons net die volgende, in die vroeë kerkalreeds is daar die beeld gebruik, ek het die Engelse boomnaam is 'n elm tree, ek dink is 'n iep of 'n olm. Die beeld van die olm en die wingerdstok, die olm is op sigself, op homself, dra hy nie vrugte nie. Die wingerdstok op sy eie, dra vrugte, maar hy is daar onder op die grond, mense trap daai vrugte plat. Maar as die wingerd bo op die olm groei, dan kan hy vrugte dra. En so ondersteun die rykes die armes om vrugte te dra. En die middeleeuse predikers het nie gehuiwer om na hierdie verhouding tussen ryk en arm as 'n kommersiële transaksie te verwys nie. Die armes dra die rykdomme van die rykes op hulle rug na die hemel. Hierdie hele stelsel word treffend saamgevat in die woorde van 'n 14de eeuse Italiaanse prediker. Hy het gesê, God het bepaal dat daar ryk en arm moet wees, sodat die ryke gedien kan word deur die arme en die arme versorg kan word deur die ryke. En dit is 'n algemene orde onder volke. Hoekom het die armes hulle posisie ontvang? Sodat die rykes deur hulle die ewige lewe mag verdien. Dis wat daar die middeleeuse prediker gesê het. Dus die primêre doel van liefdadigheid was nie die opheffing van die arme nie, was nie om die swaarkry van die arme te verlig nie, dit was om verdienste voor God te verwerf.
Die primêre oogmerk was nie die ekonomiese situasie van die arme nie, ook nie die potensiële maatskaplike betekenis van liefdadigheid nie, maar die waarde vir die gewer in terme van vergewing van sondes. Maar in feite het hierdie houding ten opsigte van armoede in werklikheid die ellendige toestand van die arme ontken, en nie net ontken nie, voortgesit, gekontinueer en bevestig en gehandhaaf. Die verheerliking van armoede het as regverdiging gedien van die status quo. En aangesien die armes 'n belangrike rol gespeel het as middelaars tussen hierdie wêreld en die hemel, was hulle plek hier op aarde onontbeerlik, jy kon nie sonder hulle nie. Aangesien die rykes die armes nodig gehad het om gered te word, het die armes die plig gehad om arm te bly. Maar nou het ons nog nie alles gesê nie, ons het nou die een deel, ons het nou die sisteem verduidelik. Maar ons moet nou vervolgens gaan kyk wat die rol van die kerk was in hierdie teologie van armoede. Die kerk het 'n geweldige, belangrike, bepalende rol gespeel in hierdie teologie. Ons is die volgende, om mee te begin, ons moenie 'n prentjie in ons koppe hê asof die rykes in die middeleeue deur die strate van die stad geloop het en oral waar hulle gekom het vir die armes geld gegee het. Die rykes en die armes het nie noemenswaardige kontak met mekaar gehad nie. Nee, die liefdadigheid is via die kerk uitgedeel. Ons is net, en dan nog 2 keer. Die kerk was die middelman. Die kerk was sowel die ontvanger as die uitdeler van die almoes. En die teologiese begronding hiervoor het die kerk gehaal uit Lukas 14, die gelykenis van die maaltyd en die genooides. Volgens die kerk het die armes, waarna in hierdie lys van genooides in Lukas 14 verwys word, die armes het veral ook daardie armes ingesluit wat vrywillig arm was. En daarom is daar gedink dat dit die beste is om die almoese te gee vir hulle wat dit waardig is, die vrywillige armes, met ander woorde die kerk. En aan hulle was die taak om dit verder uit te deel. Nou dit pas volledig binne die beeld wat ons reeds geskets het. Liefdadigheid was nie primêr bedoel om die swaarkry van die arme te verlig of sy ekonomiese situasie te verbeter nie. Liefdadigheid het in die eerste plek gegaan oor die saligheid van die gewer. Dit het gegaan oor die verwerwing van verdienste voor God. Nou waar beter om dit te kry as by die kerk? Die kerk was immers die uitdeler van die genade en die vergewing deur middel van die sakramente. En is hier waar die aflaat, waar Luther sy 95 stellings geskryf het, 'n sentrale rol begin speel het. En ek het nie nodig om verder oor die aflate te praat nie, want Gerard het dit baie uitvoerig en baie duidelik al beskryf, dat jy op die manier jou geld kon gee vir die kerk, vergewing en verdienste voor God kon verdien. En so kon jy, as ons net nog een keer daardie knoppie druk, so kon jy put uit die skatkis van genade. Ek dink dis 'n belangrike iets wat ons nog nie genoem het nie. Daar het hierdie gedagte begin groei dat Christus en die apostels en die heiliges, hulle te veel verdienste gehad, meer as wat hulle self nodig gehad het. Dus wat gebeur met daardie verdienste? Dit kom in die bankrekening van die kerk, die skatkis van die kerk. En ons gewone gelowiges, ons kan daaruit trek. Ons kan uit daardie skatkis trek. Dus jy gee jou geld en jy trek uit die skatkis van genade, trek jy verdienste en vergewing. Dus ons sien dus wat 'n belangrike rol die kerk gespeel het, wat 'n middelmanrol die kerk gespeel het in die sisteem van sosiale welsyn in die tyd voor die reformatie. Ja, die rykes het die armes gehelp. En ja, die armes het vir die rykes by God voorbidding gedoen, maar die twee het baie min met mekaar fisies te doen gekry. Dit het alles gebeur via die kerk. Hierdie middelmanrol van die middeleeuse kerk was so alles oorheersend dat ryk en arm in feite verby mekaar geleef het.
En vir die ryke dit beteken dat hy nie nodig gehad het om hom oor die ellendige toestand van die arme te bekommer nie. Hy kon al sy geld en al sy aandag daarop rig om deur die kerk vergewing en verlossing te koop. En dit het hy gedoen deur aflate te koop vir homself en sy geliefdes wat al reeds in die vaarvuur was. Dit het hy gedoen deur geld te gee vir kerklike instellings. Dit het hy gedoen deur misvieringe te koop. Het is baie interessant as mens die testamente van mense wat gesterf het in daardie tyd nagaan. Daar is omtrent een testament waarin geld, 'n groot som geld nagelaat is om misvieringe aan te koop vir die persoon self en vir ander gestorwe heiliges of gestorwe geliefdes wat in die vaarvuur was nie. En vir die arme het dit beteken dat hy na die kerk gekyk het. Hy het nie meer na die ryke gekyk nie, hy het na die kerk gekyk vir versorging. Maar ergens was die invloei van materiële middele vanaf die gelowiges na die kerk en die uitvloei daarvan vanaf die kerk na die armes was ergens nie in balans nie. Baie het ingekom, maar min het uitgegaan. Dit beteken dat die kerk het skatryk geword. Daar was nie 'n organisasie so ryk in die middeleeue soos die kerk nie. Want ja, die Sint Pieters kathedraal moes gebou word. En intussen is die armoede van die arme gehandhaaf, en hy het nie voldoende ontvang om uit sy ekonomiese verknorsing te red nie. Sy status het dieselfde gebly, maar ten minste het hy 'n status gehad. Dit is belangrik dat ons dit sien. Die arme en armoede het 'n status gehad. Hy was 'n voorbidder vir die rykes. Hoe ellendig sy plek ook al was, sy plek in die samelewing kon nie gemis word nie. Nou, dis hierdie hele stelsel waar ek nou die laaste 20 minute gepraat het, dis hierdie stelsel wat Luther tot in sy fondamente aantas. Hierdie teologie van armoede, waarin ewige saligheid en tydelike versorging volledig in mekaar verweef was. Dit gooi Luther omver met sy leer van die regverdiging uit genade alleen. Daar is geen reddende genade in armoede of in liefdadigheid nie. Want God gee die verlossing gratis en verniet aan elkeen wat glo, ryk en arm. Verlossing is daarom nie die verwerwing van die lewe nie, dis eerder die bron van waaruit ons lewe. Luther draai die teologie van die middeleeue volledig om. Wys dit op die volgende prentjie. Die middeleeue het gesê, die heiligmaking lei tot die regverdiging. Luther sê nee, die regverdiging uit genade alleen lei tot heiligmaking. En aangesien die verlossing daarom die bron, eerder as die doel van die lewe is die Christen vry om die tyd en die energie wat hy voorheen gebruik het, om sy eie verlossing te verdien, om dit nou in diens van sy naaste te stel. En hier kom ons by die hart van die vryheid van die Christen mens, waaroor Luther so pragtig geskryf het in sy geskrif uit 1520. Die Christen is 'n volledige vrye heer oor alles en niemand se diensknegt nie. Die Christen is 'n volledige pligsgetroue dienaar, aan almal diensbaar. Ons vryheid in Christus maak dat ons nie meer ons eie saligheid hoef te verdien nie, maar eerder ons aandag kan rig op die welsyn en die versorging van ons naaste. En dit is in hierdie lig en teen die agtergrond van hierdie volledige middeleeuse teologiese stelsel van armoede, dat ons vervolgens stellings 41 tot 46 van Luther se 95 stellings moet lees en verstaan. En ek gaan baie vinnig daardeur, want as mens hierdie teologiese stelsel verstaan, dan verstaan jy onmiddellik wat Luther bedoel met hierdie stellings. Hy sê die apostoliese aflaat moet slegs met versigtigheid verkondig word, sodat die volk nie verkeerdelik meen dat dit bo ander goeie werke van die liefde voorkeur behoort te kry nie. Dus Luther haal die fokus vanaf die verdienstelike werk en hy plaas dit op die egte liefdadigheid. Eintlik, en dit is nog meer ingrypend in die konteks van die laat middeleeue, ontneem Luther die kerk haar middelmanposisie. En hy plaas die gelowige weer van aangesig tot aangesig met sy naaste. En is daarom nie verrassend nie, ons moet dit baie goed besef,
wanneer Luther se 95 stellings gepubliseer word en daar 'n hele reeks van teengeskrifte kom, dan is die fokus van elkeen van daai geskrifte is nie soseer die aflaat nie. Dis die feit dat Luther die gesag van die kerk ondermyn en uiteindelik die gesag van die paus. Stelling 42, 'n mens moet Christene leer, dit is nie die oortuiging van die paus dat die verkry van aflaat in enige opsig met die werke van barmhartigheid vergelyk kan word nie. Of Luther werklik gedink het dat dit nie die oortuiging van die paus is nie, ek betwyfel dit, maar hy gebruik in elk geval die paus om werke van barmhartigheid aan te moedig, eerder as die verkryging van aflate. 43, 'n mens moet Christene leer om aan armes iets te gee, of aan behoeftiges iets te leen, is beter as om aflaatbriewe te koop. Hier word dit eksplisiet gemaak. Jy help nie die armes deur aflaat te koop. Om aflaat te koop is in feite 'n egoïstiese daad, selfgesentreerd, die eie saligheid. En dit moet verstaan word vanuit Luther se fundamentele verstaan van die evangelie. Aangesien die verlossing gratis is dit beter om uit te deel aan die armes, as om jou eie saligheid te probeer verwerf. 44, want deur 'n liefdesdaad groei liefde en word die mens beter. Dis heiligmaking, regverdiging eerste en van daaruit groei die heiligmaking. Maar deur aflate word die mens nie beter nie, maar net gedeeltelik van die straf bevry. 45, 'n mens moet Christene leer, wie 'n behoeftige sien en aan hom verbygaan en in plaas daarvan geld vir die aflaat gee, koop nie die aflaat van die paus nie, maar bring die toorn van God oor hom. Vir Luther word dit al hoe duideliker, stadig maar seker, ek dink dat dit aangewys binne die verloop van 3 jaar, sê maar, dat die aflaathandel nie deur God ingestel of deur hom begeer word nie. En verskeie kere is baie interessant dat Luther in hierdie konteks verwys na Matteus 25. En hy sê onder andere, oppas daarom, o mens, by jou dood, en op die laaste dag sal God nie vra hoeveel jy in jou testament nagelaat het nie, en of jy soveel en soveel aan kerke gegee het nie, hoewel ek dit nie veroordeel nie, maar hy sal sê, ek was honger, en jy het my kos gegee, ek was naak, en jy het my geklee. Neem hierdie woorde ter harte, liewe man, die belangrike vraag is of jy aan jou naaste gegee en hom goed behandel het. En dan ten slotte 46. 'n Mens moet Christene leer, hulle wat nie in oorvloed leef nie, moet die lewensnoodsaaklike vir hulle huishouding uithou en geensins op aflate verspil nie. En hier bring baie na by die eie gesin. Liefdadigheid begin by die eie gesin. Daar lê die eerste verantwoordelikheid. In hierdie aantal stellings uit sy 95 stellings vind ons alreeds die eerste beginsels van Luther se visie op die sosiale welsyn en die versorging van die armes. En na 1517 keer hy in verskeie geskrifte weer hierop terug. En daarin blyk interessant genoeg dat Luther net soos die middeleeuse kerk 'n noue verbinding maak tussen die gelowige, die kerk en die versorging van die armes, maar op 'n baie ander manier. En die volgende Skus tog, hy het nou die mekaar gegooi. Die kerk is in Luther se teologie nie die middelman tussen die gelowige en die naaste nie. Die kerk is die plek waar die erediens plaasvind. Die kerk is die plek waar Christus verkondig word, waar die verlossing bedien word, en van daaruit kan die gelowige gaan in sy naaste bedien. So vanuit die erediens kom die gelowige na die arme toe. Vir Luther is sosiale welsyn 'n spesifieke voorbeeld van liturgie na die liturgie. 'n Diens aan die armes wat voortgesit word na die formele erediens. En so kan Luther uiteindelik die hele lewe erediens noem. Ek gaan baie dinge uitlaat, want ek dink ons tyd hardloop uit. Ek dink is net belangrik om nog te noem dat dit uiteindelik uitgewerk het in wetgewing. Vir die eerste keer word die welsyn, die sosiale welsyn, die versorging van die armes wetlik vasgelê in 'n sisteem in Wittenberg en ander gebiede wat na die reformatie oorgegaan het, maar ek laat dit daarby. Ek sluit af
Al hierdie stellings is gebaseer op die teologiese oortuiging van Luther, dat ons uit genade, sonder verdienste en sonder goeie werke, deur God in Christus geregverdig word. Ons hoef ons nie daarvoor uit te sloof nie. En dit maak die hande vry vir diens aan die naaste. Luther se teologiese oortuiging het sy visie bepaal op die versorging van die armes. Versorging van die armes is geen verdienstelike werk nie. Dit is eerder diensbaarheid van die vrye Christen. En dit is so belangrik dat ons teologie ons liefdadigheid bepaal. Dit is so belangrik dat ons die teologie onder en agter ons liefdadigheid sal herontdek en sal bevestig. En dit geld enerzijds vir ons persoonlike liefdadigheid, daar waar ons die armes help, soos wat hulle in die daaglikse lewe oor ons pad kom. En hier in Suid-Afrika kom ons hulle verseker teë. Maar die herontdekking en die bevestiging van die teologie onder ons liefdadigheid geld anderzijds ook die versorging van die armes deur die diakens. En dis presies waar my kommer lê oor die diakonale werk vandag. Watter teologie lê onder ons diakonale versorging? In hoe mate werk ons diakens en uiteindelik ons kerkrade vanuit 'n teologiese oortuiging wanneer hulle aan die armes sowel binne as buite die gemeente gee? Ek vermoed dat ergens iets skeef gegroei het in ons visie op die diakenamp. Ergens het ons die diakenamp losgemaak van die teologiese beginsels, sodat die diakens vandag sonder hulle Bybels op besoek kan gaan. Onbewuslik het ons beland in 'n situasie waar die diakenamp nie as 'n volwaardige amp beskou word nie. Waar diakens in teenstelling tot die ouderlinge nie eens 'n plek met die woord kom nie, maar met die chequeboek. Die diakenamp is onbewuslik in baie van ons se belewing 'n treetjie op na die ouderlingamp. Ek lees onlangs die boek Hierdie Lewe van die outeur Karel Schoeman wat hierdie jaar oorlede is. En hierdie boek beskryf die wel en wee van 'n familie in die Roggeveld in die 19de eeu. En teen die einde van die boek gaan dit oor 'n jong man, Maans, en waaroor die verteller die volgende sê: dit was amper vanselfsprekend dat hy diaken sou word en later ouderling. Dis so 'n eenvoudige, amper terloopse sinnetjie. En tog so sprekend van hoe ons die diakenampt dikwels beskou. Eers diaken, dan ouderling. Hoekom? In die gemeente in Pretoria waar ek 8 jaar lank gedien het ons op 'n stadium iemand wat al verskeie termyne as ouderling gedien het. In ons gemeente het ons termyne gehad, nie ouderling of diaken vir die lewe nie, maar vir 'n aantal termyne. En hy het al verskeie termyne as ouderling gedien, toe het ons hom as diaken vir die volgende verkiesing op die kortlys geplaas. En sommige gemeentelede was baie ontstel dat ons dit kon doen. Asof hierdie nominasie 'n verminderde status vir hierdie broeder sou beteken. Ons het hierdie broeder voorgestel, omdat ons van mening was dat ons juis mense nodig het wat die teologie van die genade ken. Wat weet wat dit beteken om vanuit die vryheid te lewe. Want dit is mense wat verstaan wat genade deur God aan hulle bewys is, wat sal weet hoe liefde aan ander te bewys. Ons diakonaat behoort vanuit 'n grondige verstaan van die evangelie bedryf te word. Nêrens lees ek in 1 Timoteus 3 of in Titus 1 dat diakens goeie besigheidsmanne moet wees nie. Nêrens lees ek dat hulle prakties moet wees nie. Wel lees ek dat hulle die geheim van die geloof in 'n rein gewete moet hou. Waar kom dit vandaan dat ons die ouderlinge sien as die manne met die woord en die diakens as die manne met die geld? Beide is manne van die woord. Beide moet verstaan wat dit beteken om uit genade geregverdig te word. En die diakens kry die taak om vanuit daardie besef die armes, sowel binne as buite die gemeente te versorg. Dis 'n fundamentele evangeliese taak. Ek sou graag kerkrade en diakens in besonder wou uitdaag om dit te heroordink. Dikwels beskou ons Luther se 95 stellings as 'n suiwer teologiese dokument.
En dit was verseker ook 'n teologiese dokument. Maar dit was 'n teologiese dokument met 'n diepgaande praktiese implikasie vir die liefdesdiens aan die naaste. En dit het 'n uitwerking gehad tot in die siviele wetgewing van die stad Wittenberg. Vir ons liefdesdiens vandag, sowel individueel as gemeenskaplik, in 'n land wat dit so nodig het, sal ons goed daaraan doen om hierdie teologie ons eie te maak. Baie dankie vir die aandag.